Sluit maar net die oop. Here, dankie vir hierdie dag. Dankie vir die genade, dankie vir die liefde. Dankie dat ons elkeen hier kan wees en weet, ons aanbid 'n lewendige God. Dankie dat ons elkeen kan weet, met verskille en verskillende sienings, dat ons elkeen nog steeds hier, en verskillende lewenspaaie, ons elkeen nog steeds hier so om die Here groot te maak, en kinders van die Here. Here, ek vra dat U ons sal seën in hierdie diens, my lippe sal seën, my woorde sal seën, Here. Here, lei my om te praat soos U wil, Here. En werk in elke hart is my gebed, in Jesus Christus se wonderlike naam. Amen. Nou gaan ons 'n bietjie praat oor dankbaarheid, voor ons begin met die skrif. So daar is hierdie boer, en hy het 'n werker, Jonas. Hierdie ou werk net stadig. En die boer, hy raak elke dag net moedeloos met ou Jonas. Hoe meer moedeloos hierdie boer raak, hoe stadiger werk Jonas. So, toe hy nou na die 3de week, toe sê hy vir sy vrou, hy kan nie meer nie. Ek gaan vir Jonas aanspreek. Hy kom toe by Jonas, hy vra, Jonas, jy loop stadig. Hy sê, ja baas. Hy sê, jy werk stadig. Hy sê, ja baas. Hy vra hom, jy doen alles net stadig, en jy doen dit al hoe stadiger. Is daar ooit iets wat jy vinnig kan doen, Jonas? Hy sê, eish baas, ek raak vinnig moeg. Is dit nie maar ons geduld met die Here nie? Ons het daai geduld van, niks werk vir my uit nie. Niks is, ek het nie wat die ander persoon het nie. En vandag gaan ons kyk na dankbaarheid. 1 Tessalonisense 5 vers 18 sê vir ons, wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. Here wil hê ons moet dankbaar wees. Here wil hê ons moet gelukkig wees. So vandag wil ek kyk hoe ons dankbaarheid kan benader. Hoe kan ons gedagtes vestig op dankbaarheid met die Here? Psalm 101 vers 1 sê vir ons, loof die Here, want hy is goed. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Kolossense 3 vers 15 sê vir ons, laat die vrede van Christus in julle harte heers en wees dankbaar. Ons gaan nou begin kyk, ons gaan nou verder met die skrif gaan, maar ons gaan na punte kyk hoe dit gesond is vir jou om dankbaar te wees. Hoe dit jou kan verander, hoe dit jou lewenspad kan verander as jy dankbaarheid toepas in jou lewe. Ons is so geneig om na die negatiewe te kyk. Ons is so geneig om te kyk wat ons nie het nie. Ons is so geneig om te kyk na wat 'n ander persoon het. Ek gaan 'n voorbeeld gebruik. Ek en Liesel was iemand wat ons ken en sy vertel my altyd hoe hulle dit alles uitgewerk het en alles uitgesorteer het. En van die buitekant af lyk alles reg, maar toe daai spesifieke persone in 'n finansiële stryd gesit, maar van buite af het dit 100% gelyk en dis wat ons ook vasgevang word in sosiale media. Dit is altyd wat die persoon meer het as die ander persoon. En dan sien jy daai en hy sê wel ek het nie dit nie, ek het nie dat nie. En dan raak ons so vasgevang in wat iemand anders het wat ons nie het nie. Kolossense 3 vers 15. Ons gaan aan na Filippense 4 vers 6 tot 7. Wees oor niks besorg nie, maar raad julle begeertes deur gebed en smeking met danksegging aan God bekend word. Psalm 100 vers 4. Gaan sy poorte binne met danksegging, sy voorhowe met lof. Wat is dankbaarheid? Ons gaan kyk na die prakties daarvan nou binnekort. Maar wat is dankbaarheid? Dankbaarheid is, het veilig hier gekom. Ek het veilig met my vervoer hier gekom. Ek het asem om te skep. Ek het kos op die tafel. Ek het veilige sekuriteit as ek in die huis inkom en my deur toesluit. Dis dankbaarheid. Ons moet begin kyk na wat ons het. Is ons nie maar so geprogrammeer, as ons by 'n normale braai kom, en sit jy nou, en dan praat jy met die persoon langs jou.
Het al gesien die oomies doen dit gewoonlik dan, begin hulle eers by die weer. Hoe's die weer? Nee man, laas jaar het dit baie beter gereën. Of, hulle sê, hoe's die politiek? Moenie eens daar gaan nie. Ons wil nie eens oor die politiek praat nie. Is dit nie besdadelik ons konnektasie, ons gesprekke, die manier ons dinge doen, is gewoonlik negatief. As jy maandag ingaan, niemand hou van maandag nie. En dan kom jy moet sê maandag is lekker. Maar dan kom jy maandag, en dan vra jy, maar doe jy maandag? As jy net soos moenie vra nie. Ons moet 'n verandering toepas in ons lewens. Dankbaarheid. Jakobus 1 vers 17 sê vir ons, elke goeie gawe en elke volmaakte geskenk kom van bo af. Kolossense 2 vers 6 tot 7 sê vir ons, leef in hom gewortel en wees oorvloedig in dankbaarheid. Daar's ook 'n skrif wat hom nou nie daar nie, maar sê ook, doen alles sonder murmurering. Daar gaan altyd iemand wees wat meer as jy het, en daar gaan altyd iemand wees wat minder as jy het. Vandag wil ek hê ons moet kyk na onsself, nie wat die ander persoon om ons het nie, na die dankbaarheid, al is dit bietjie wat jy het, al is dit baie wat jy het. Ek wil hê ons moet na vandag ons is die uitstap, moet ons 'n prakties toepas van wat 3 dinge waarvoor jy dankbaar is. Wat se 3 goed is jy elke dag voor dankbaar? Dit kan eenvoudig wees. Dankbaar dat ek 'n werk het, ek is dankbaar dat ek familie het wat lief is vir my, wat ook al dit in jou lewe is, en dit kan nog eenvoudiger wees. Ek is dankbaar dat ek elke dag kan asemhaal, ek is dankbaar dat ek 'n kind van die Here kan wees. Die lys kan net aan en aangaan, maar wat my uitdaging die week vir julle is as jy uitstap, gaan en herinner jouself aan daai 3 goed wat jy voor dankbaar is in jou lewe. En jy gaan 'n verskil sien in jou lewe, jy gaan 'n verskil sien in jou gemoed. Lukas 17 vers 15 tot 16. Een van hulle, toe hy sien dat hy gesond is, het teruggegaan en God hardop geprys. Kom altyd terug na die Here toe. Kom altyd terug in dankbaarheid na hom toe. Die Here is goed. Dinge werk nie altyd uit soos ons dit soek nie. Waarvan kan ek getuig? Ons het altyd 'n idee van hoe goed moet wees, en die Here het 'n ander idee. Voor ons gaan na die gesondheidsvoordele van dankbaarheid, net nog 'n storie vertel. So is 'n klein dorpie, die paartjie kry swaar, en die man en die vrou is gereeld in mekaar se hare, en sy is toe gevang vir diefstal, en sy het toe 'n blik perskes gesteel. So die landdros het haar toe aangespreek, hy vra toe, hoeveel perskes is in die blikkie? Sy sê 6. Die landdros sê toe, jy kry 6 dae se tronkstraf. Hy skud haar kop, en van agteraf skree die man, sy het 'n blik ertjies ook gesteel. Ons is nie maar ons is nie. Ons kyk heeltyd om ons, kyk wat ander het, waar ons tekortkominge het. Partykeer, ek het dit al aan mense gesien, en dis 'n hartseer ding om te sien is, partykeer wil mense nie hê die son moet oor jou skyn nie, of iets goeds moet vir jou gebeur nie, en partykeer gebeur dit, ons is almal mens, partykeer is jy in die posisie waar mense nie vir jou goed oor jou wens nie. Maar kom ons kyk na die belangrikheid, en ek hou baie van die skrif, maar ek wil kyk, iets wat ek gaan oplees het, hoe dit jou gemoed kan verander, en hoe dit jou kan bevoordeel in jou gesondheid, as jy dankbaar is. Eerstens, dit verlaag jou stresvlakke. Dit het hulle bewys. Dit is goed vir jou immuunstelsel, dit help jou om teen siektes te veg in jou liggaam, dit verbeter jou hartgesondheid, jy slaap beter as jy dankbaar is. So, daar gaan altyd iets wees om nie voor dankbaar te wees nie. Daarvan is ons goed meer, met daai lys is ons goed meer as mens. Ons fokus altyd op wat ons nie het nie, en hoe ons dit nie het nie, en hoe ons dit nie kan kry nie, maar fokus op die dankbaarheid.
Dit is goed vir jou energievlakke. Dit help jou om, as daar mislukkings kom, as daar baie tye kom van negativiteit en jy bly dankbaar in daai tyd, bly jy gemotiveerd. Is dit vir jou makliker om daai teleurstellings te hanteer. Wat dit ook doen, wat mense nie van praat nie, as jy altyd dankbaar is en gelukkig is in die Here, en die Here gee jou daai dankbaarheid en geluk, sal ek die skrif deel oor dit, maar die Here gee ons, die Here aktiveer daai geluk in ons. En as ons dit toelaat, gee dit ons geleentheid om ander mense positief te maak en ander mense nader te trek en dit bou jou ook op. Dit gee jou beter lewenskwaliteit en dit gee jou 'n gelukkiger lewe. So ons gaan kyk na 10 lewenstransformasiepunte oor dankbaarheid. Wanneer jy dankbaar is, sien jy die hande werk van God in jou lewe, die struikelblokke wat hy jou deurvat. Dit bou ons geloof om dankbaar te wees. Voor ek verder gaan met die punte, toe ek en Liesel swaar gekry het en deur moeilike tye was en finansiëel baie swaar gekry het ek altyd probeer positief bly en altyd probeer, dit was moeilik, maar ek het altyd gesê ons gaan dit maak, het altyd op die Here vertrou en vandag kan ek hier staan en sê, dit was so. En daar's verskillende uitdagings. Partykeer is dit nie posisie van swaar kry nie, maar is dalk 'n posisie van teenstand in jou familie of daar's werksmoeilikheid of wat ook al. Ons moet net dankbaar bly in alles. As ons kyk na dit bou ons geloof, dankbaarheid, soos ek gesê het, dit bring genesing. Hoe meer jy dankbaar word en hoe meer jy fokus om dankbaar te word, as jy 8 ure dankbaar is, gaan jy minder tyd hê om ondankbaar te wees. As jy heel dag gaan positief praat en opbouend gaan praat, gaan jy nie tyd hê om op die negatiewe te fokus nie. So as jy daai verandering toelaat en die Here toelaat om daai verandering te maak, gaan jy 'n verskil sien. Dit trek ons nader aan die Here se seëninge. Die Here sien ons in die klein dinge raak. Die Here toets ons in die klein dinge. Die Here kyk na ons harte. En as ons in die klein dinge begin, lei die Here ons na die groter dinge. Lukas 16 vers 10 herinner ons daarvan. Dankbaarheid verbind mense. Ek het al persoonlik gesien, as iemand heeltyd kla en kla, almal loop so sirkels om daai persoon. Iemand wil met daai persoon, dan dit maak jou sommer negatief, man. Ek het op 'n stadium, toe ek by my werk begin het, ek, so hy's nou nie meer daar nie, maar die ou het oor alles gekla. As die lig te blou is, dan kla hy. As die gras te groen is, dan kla hy. Hy het oor alles gekla en hy wou nooit werk nie en alles was verkeerd altyd. En die ou toe met my kom praat, nou leen ek maar vir die ou oor uit. Later dink almal ek is ook so, maar net as dit hy kla ek oor niks nie, maar hulle dink nou omdat ek som die ou is, wil ek ook die hele dag kla. Maar ons moet 'n teenwoordigheid skep waar ons daar buite is. Ons het 'n verantwoordelikheid. As mense jou sien, wat sien hulle? Sien hulle iemand as altyd dankbaar? Sien hulle iemand as altyd negatief? Ek het in daai struikval ook geval in my lewe. Ek moes op 'n stadium baie rondgery het en nie by my huis gewees het nie en buiteland gewees. Party mense is dit wonderlik, maar vir my, ek is nie mal oor dit nie. Ek het baie gekla oor dit en dit het my negatief gemaak. Dit het my, ek wou nie eens opstaan in die oggend nie, ek wou nie eens gaan werk nie, want dis vir my kop die hele tyd was, van, nou weer gaan werk, nou weer buite die dorp wees, nou weer uit die tas uit leef. Vir my was dit 'n ding van, en daar het die Here my gewys, ek is die probleem. Ek is my eie probleem. En toe ek daai omswaai, al houkie van ronddraai en
in ander dorpe wees of in ander provinsies wees nie, moes ek dit omswaai. En die Here het my na omstandighede gehou vir 'n paar jaar, tot ek besef het, die probleem lê by my, die probleem lê by Pieter. Het ek gesien, as ek dit kan omswaai, en nie lank daarna nie, het ek werk gekry waar. Nou kan ek by die huis heeldag in die aande huis toe kom. Dis wat ek soek, maar vir ander mense is dit weer wonderlik. Dankbaarheid hou ons nederig. Punt 6. Want om dankbaar te bly, om dankbaar te wees vir alles wat jy het, hou jou op die grond. Ek sien altyd dankbaarheid as 'n posisie wat ons moet inneem om by die Here se voete te gaan sit, by die Here se voete te gaan kniel en dankbaar te wees vir alles wat hy moontlik maak. Dankbaarheid verander hoe ons bid. As ons bid, Here, dit gaan swaar, dit is moeilik. Die ellende is op my. Jy gaan nie lekker daar uitstap nie. Maar as jy kom sê, Here, ek is dankbaar vir die lewe wat ek het en vir die seëninge wat U vir my gee en die verandering wat U gaan maak. Is dit nie 'n verskil nie? Is nie 'n kontras nie? Ek het baie Christene al sien in dit val, familie in dit sal en dan kom, dit gaan so swaar, gaan so moeilik, niks wil uitwerk nie. Maar kom ons begin lewe spreek. Kom ons vat wat die Here vir ons beloof het. Ons het die autoriteit, ons het die krag in die Here om daai dankbaarheid te vat en te sê, Here, U gaan die verskil maak. Here, ek vertrou U ten volle. Ek het voorheen daaroor gepraat. Ek en Fred het gepraat net voor die diens. En ons het met 'n rekening gesit. En in die week het ek daai rekening gevat en vir myself gesê, ek gaan hierdie ding raam. Die Here het vir ons 'n wonderwerk gedoen met hierdie gemeente. Hy het daai rekening omgeswaai in die krediet. Ek weet nie hoe nie, maar ek weet dis die krag van die Here. Dankbaarheid bring vrede in onsekere tye. Terwyl die wêreld kla oor alles, ons hou van kla, moet ons bly sê die Here is goed. Daar's 'n kunstenaar ook, sy pa het aan kanker gely, en hy het hierdie gedig geskryf van, al ly sy pa aan kanker, is die Here nog steeds goed. Al is die wêreld gebreek, is die Here nog steeds goed. Hy het elke slegte komponent gevat, en het geëindig, die Here is nog steeds goed. Die Here is nog steeds wie hy is. Dis die Here wat ons aanbid. Almagtige God, kragtige God. Dankbaarheid is ons getuienis. Ons gaan vandag, jy's 'n getuienis sê van wat die Here kan doen en wat die Here in staat is van. Dankbaarheid is 'n aanbiddingsvorm, soos ek gesê het. Jy kan of heeldag kla, jy kan heeldag dankbaar wees. As jy daai persoon sien wat altyd glimlag, mense neem altyd, dit gaan net goed met daai ou, maar dit doen nie. Daai persoon het ook moeilikheid. Dis gewoonlik die persoon wat die grootste glimlag met die meeste probleme. Want hy weet gewoonlik nie hoe om hy dit uit te kom nie. So nou glimlag hy maar net. Waarna ons moet kyk is, ons word vasgevang. Partykeer val jy in 'n gat van die lewe met druk, met moeilike tye. Jy val, partykeer graai jy daai gat sommer nog dieper. Ek sien, om die hele tyd te kla, graai jy net die gat al hoe dieper en dieper. Maar om dankbaar te wees, gooi jy daai gat so bietjie toe, en dan later is jy heel bo en dan kan jy uitklim uit die gat uit. Ons gaan, soos amper klaar. Daar's praktiese maniere om dankbaar te lewe in ons omstandighede, in ons kultuur, waar ons is. Soos ek gesê het, vat 3 dinge. Onthou dit, is nie moeilik om te onthou wat jy voor dankbaar is nie. So vat elke dag, vir die res van die week, Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrydag, Saterdag. Ek wil julle uitdaag om te gaan kyk,
Wat 3 dinge waarvoor jy dankbaar is. En elke dag as jy werk toe gaan, of van die huis af werk, of by die huis is, of waar ook al jy is, sê dankie, vandag net vir Here, dankie Here dat ek vir hierdie ding en daardie ding en daardie ding. Doen dit vir 'n week lank en kyk of daar verskil is. Gaan doelbewus uit jou pad uit en vir mense dankie te sê. Vir hulle diens, hulle hulp, hulle liefde. Jy weet die ou wat jou afdruk op die pad, sê vir hom dankie. Al is dit nie wat jy wil sê nie. Deel met iemand wat minder het. As daar ou by die checkers jou afstop, buite die checkers en vra vir 'n brood, gee hom 'n brood. R20, kan nie 'n verskil vir jou maak nie. Dis nog altyd my redenasie met Liesel was, dis daai se verantwoordelikheid daarna. My daad is gedoen, ek het die regte ding gedoen, ek het daai persoon in sy nood gehelp waar kon. Leer jou kinders en familie en huisgesin om dankie te sê. Laaste 2 punte. Hou 'n dankiejoernaal. Skryf elke dag wat jy vir dankbaar is. Hoe meer jy dit gaan doen, hoe meer jy neer gaan skryf wat jy vir dankbaar is, hoe meer gaan jy oorborrel daarvan. Sien dit soos 'n ketel wat kook. Dit begin stadig. As jy dankbaar is vir dinge, dan dit begin so, ek is dankbaar vir die. As jy elke dag neerskryf wat jy vir dankbaar is en wat die Here vir jou gedoen het, gaan dit begin oorborrel. En dan laastens, wees 'n lig in hierdie gemeenskap. Wees 'n lewende getuienis van God se goedheid. Want die Here is goed. Die Here is altyd hier met ons en saam met ons. Ek gaan afsluit. Ek sien ons Afrikaanse kultuur as 'n hardkoppige kultuur. As ons altyd met kliënte werk en ek het mense van ander kultuur en hulle kla oor hoe moeilik hierdie kliënt is, my eerste vraag is dit 'n Afrikaanse vrou? En hulle sê elke keer ja. Die vrouens moet ons op ons plekke, ja. Maar ons kultuur het uitdagings. Ons het goed wat ons verkeerd doen in ons kultuur. En ons besef nie altyd hoe kultuur verskil nie. Ek praat eendag met 'n ander kultuur en ek vra die ou, ek sê vir hom in my kultuur moet jy 'n oom, jy mag hom net in die oë kyk, jy moet hom heeltyd in sy oë kyk. Jy mag nie wegkyk. En dan sê ek vir hom in sy kultuur mag hy nie vir die oom kyk. So ons het ons kultuur uitdagings. Ons het 'n taal wat ons op trots kan wees. Ons het 'n kultuur wat ons kan trots op wees. Maar kom ons kyk waar ons dankbaarheid kan leef. Kom ons kyk waar ons dit anders te kan doen. Kom ons kyk in ons stryd wat ons, daar sal altyd iets wees wat jy voor dankbaar kan wees. Al is dit so klein. Daar sal iets wees. Kom ons maak daar verandering in ons lewens. En dan gaan afsluit met 'n skrif. En dan gaan ek oorgee vir Marius. Loof die Here, want hy is goed. Sy troue liefde duur vir ewig. Baie dankie julle. Hallo ouma. Ek het so 2 weke terug, begin van die maand, was ek in 'n 2 weke vas gewees. En ek het gevas vir my vrou vir werk. Sy is nou al werkloos, sy was werkloos gewees vir 30 jaar en 'n half. En ek het besluit ek moet nou 'n plan maak. En in die vas het dit vir my gevoel, dit is nie die moeite werd nie. Dit gevoel ek, as ek bid ek in die dak vas. En dit was in die laaste week te kry my vrou werk. Of die bel iemand daar vir werk. En dit was hier in die laaste week van die vas gewees. Sy gaan toe vir die onderhoud. Sy is die beste kandidaat wat daar is, maar hulle sê toe nee, sy bly te ver. Nadat ek uit die vas uit is, kry sy 'n oproep. Sy kry nie die werk nie. En ek is baie teleurgesteld en ek wil
Ek wou met God gepraat het en ek wou vir hom gesê, luister, wat gaan aan? Ek wil met hom redeneer, ek wil hierdie saak met hom uitsorteer, maar ek moes nou in die vasting gegaan, dinge moet mos nou werk. En toe die dag toe ek wou ingaan, toe dog ek nie. Ek gaan eerder net vir hom sê, dankie. Dankie vir die feit dat hy die geleentheid gegee, daar sal weer geleenthede kom. En ek is op my knie en ek dank hom en ek loof hom en ek prys hom. En ons gaan toe aan. En dit was seker omtrent nie eens 'n week daarna nie. Kry sy oproep, ek steek om te slaap, want ek werk nagskof. Kry sy oproep, sy het 'n onderhoud. Sy weet nie eens wie die plek is nie, sy kan nie eens onthou sy het vir die mense aansoek gedoen. Sy gaan in, sy kom terug, het was omtrent 2 uur nadat sy by die huis is, kry sy die werk. Sê hulle vir haar, okay, sy het die werk gekry. En dit pla my toe nie, ek gaan toe nou maar aan, het was omtrent 'n week na dit, was nou onlangs. Toe is dit van, ek is by die werk een aand, en dit is net van, dit slaan my net soos 'n klip wat my toe die kop slaan. Hoekom? Ek het gestaan, toe sy die werk gekry het in my vas, toe wou ek hy sy met daai werk hê. Ek het aangedring sy met daai werk kry. Ek het gevoel sy met daai werk kry. En God het vir my gesê, nee. Dit is 'n toets gewees om te kyk hoe ek gaan optree, omdat sy nie die werk gekry het. En ek glo nog steeds, as ek gemou net by God, sou sy nie die tweede werk gekry het. Maar omdat ek hom geloof en geprys het, en vir hom gesê dankie, het hy vir haar werk gegee. So die eerste werk wat ons gedink het, ons as mens gedink het reg is, was nie die regte werk vir hom. Want God weet altyd wat's beter. En ek was so opgewonde hieroor, en ek is nog steeds so opgewonde hieroor, ek kan hom net bly loof en prys hiervoor. En ek kan net vir hom sê dankie daarvoor. Sy het eintlik gister, sy begin, dit was haar eerste dag by die werk. En ons loof en prys. Ek meen, nie een van ons het dit verwag nie. Maar hy het dit moontlik gemaak. Want hy is die God van die onmoontlike. Dis al wat ek wil sê, dankie. Kwalifiseer, want dit sluit aan by die gebed wat ek vir ons wil bring. Ons praat baie maal van die volk Israel. Wie is Israel? Ons is in Afrika. Ons is die volk Israel. Ons is ware Israeliete met hartsbesnydenis. Dit is die gevolg van die nuwe verbond wat Jesus vir ons gegee het, 'n nuwe gebod wat Jesus vir ons gegee het, wat lei na die nuwe verbond. En dit bring vir ons hartsbesnydenis volgens Jeremia 31 vers 31 tot 34. Maar ek wil dit graag vir ons 'n paar goed voorhou. Rondom wie is Israel? Wie is die Israel? Wat van ons? Ek bedoel, daar was van die volk gepraat toe Jesus toe Vader hulle in die land Egipte, die slavernye uitgelei het. Het hulle vir 40 jaar deur die woestyn getrek. En daar was gepraat van the desert people, die volk Israel. God het hulle uitgekies as sy volk. En wat het hierdie ding, wie is dit? Ek bedoel, wat van ons? Jesus van een was nie, die mense het altyd gesê die Jode. Die Jode is die uitverkose volk. En baie mense dink seker vandag nog daar. So daar. Jesus is nie 'n Jood nie, hy is 'n Judeër. Die Jode het as 'n nasie, noem dit 'n nasie ontstaan. Daar was van hulle gepraat as die Khazare. Hulle het die grondgebied van Israel wat Vader aan sy verbondsvolk beloof het, Juda, het hulle in beset geneem. En hulle het, omdat hulle in Juda die grond beset geneem het hulle self begin noem Jode. Dis waar die naam Jood vandaan kom. Ek bedoel, hulle wou vir Jesus doodmaak. Nou, kan hulle Jood wees? Ons moet net ook onthou
dat Jesus se huistaal was Semities geweest. En die Ou Testament is in Hebreëus geskryf, die Nuwe Testament is in Grieks geskryf. In daai jare in die Bybelse konteks was daar die Jode en die ander. Daarom praat die skrif van Jode en die Jode. Ek wil graag vir ons net dit verklaar. Kom ons kyk wat sê Romeine 2 vers 29 vir ons. En ek lees uit die 33-53 vertaling. Nie hy is 'n Jood wat dit uiterlik is nie. En nie dit is besnedenis wat uiterlik aan die liggaam gedoen is nie. Nee, hy is 'n Jood wat innerlik is. Dit is die besnydenheid van die hart, gedoen deur die Gees, nie volgens die wetsvoorskrifte nie. So iemand ontvang lof van God. Ware Israeliet, 'n wedergebore kind van God, Christen, met hartsbesnydenis. Nou wil ek nog iets noem wat ook van toepassing is hier, is dat Vader God het gekies, Vader God het gewil, dat hierdie gebou weer gaan staan in Noord-Nederland. Vader het gekies, en Vader het gewil, dat u vanmôre hier is. En ek wil dit ook net graag vir u kwalifiseer. In Deuteronomium, ek het hierdie skrywe gedoen as deel van 'n praatjie rondom tiendes, waar tiendes ontstaan het in ons jaar. In Deuteronomium 14 vers 23 en vers 25, dit twee uitreiksels. Op die plek wat hy sal kies, vir die Vader, om sy naam daar te laat woon. Wat sê hy? Ons praat hier van die tiende, wat Vader vir die volk geleer het, en gesê, jy moet die geld, jou tiende vat, na die plek, so wat die Here jou God vir jou gekies het. Vader het vir ons gekies, in sy gemeente. As deel van ons dankgebed vanmôre wil ek net nog 2 punte hier verklaar. Lewende hoop, nuwe hoop. Ek wil graag vir u voorhou uit die skrif voor ons die gebed doen. In 1 Petrus 1 vers 3 tot 5. Aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom toe al die lof. In sy groot ontferming het hy ons 'n nuwe lewe geskenk. Deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Nou het ons 'n lewende hoop, 'n nuwe hoop, op die onverganklike, onbesmette en onverwelkte erfenis wat in die hemel ook vir julle in bewaring geplaas word. Volk van God. Julle is 'n uitverkore ras. 'n Koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God uit afgesonder is as eiendomsvolk van God. Die volk wat die verlossing moet verkondig. Van hom wat julle uit die duisternis na die lewende lig geroep het. Hierdie volk Israel wie ons is, ons voorouers, het vroeër was geen volk nie, maar hulle is nou die volk van God. Daar was toe en hulle geen barmhartigheid ontvang nie. Maar nou het God hulle barmhartigheid bewys. Ek wil graag vir u 'n gebed bring, wat ek sal sekere gedeeltes in die woorde reg te kry moet lees. Kom ons sluit die oë asseblief. Jesus, ons Here, ons kom vandag as 'n gemeente na u toe, deur een stem. Ons kom na ons Here toe as 'n gemeente, in een gees, want u sê vir ons en u saam, het toegang tot die aangesig van Vader in dieselfde gees. Daarom kom ons saam met Jesus voor ons God en ons almagtige Vader vandag. U is die groot, u is. U het vir Moses en Aaron gesê, Ehia, Asher, Ehia. Ek is wie ek is. God almagtig, Elohim, ons skepper God, El Olam, Jireh, ons voorsiener,
soos wat Abraham vir Isak gesê het, Vader sal vir ons voorsien. Vader, daarom kom ons vanmôre na U toe, met hierdie dankgebed wat ons voor U aangesig wil bring. En U sê vir ons in die skrif in Handelinge 12 vers 22 tot 24, maar julle het gekom by Sionsberg, die stad van die lewende God. Dit is die hemel Jerusalem, met sy miljoene engele by 'n feestelike samekoms. Die vergadering van die eerstgeborenes, wie se naam in die hemel opgeteken is. Julle het gekom by God, wat regter is oor almal, en by wie die geeste van die wat vrygespreek is, en nou volmaak is by Jesus, die middelaar van die nuwe verbond, en hy het die besprenkelingsbloed van die versprenkelingsbloed, wat beter dinge spreek as die bloed van Abel. Eerstens vir ons Vader, Elohim, Eloi, ons almagtige God. Vir U sê dankie in hierdie dag, as 'n gemeente vir 'n gebou wat ons het. Ons is dankbaar dat ons na 'n plek toe kan kom waar ons die naam van ons God kan kom groot maak. Ons is dankbaar dat ons kan kom en ons liefde aan U kom verklaar. Ons is dankbaar dat ons ook met ons nood na U toe kan kom. Dat ons, want U is ons Vader, Abba, Vader, ons God. En ons is dankbaar vir die klein en die groot dinge. Soos wat ons herder vanmôre vir ons gesê het, laat ons toe om vergenoegd te wees in die mindere en in die meerdere. Ek bring vir ons die seën dan as 'n dankbaarheid vir Vader, volgens die Hoëpriester Aaron se seëngebed waarin ons sê: Dankie Vader, Jahwe, ons heilige drie-eenheid, wat ons seën en ons beskerm. Jahwe, wat vir ons geestelik tot ons nader en vir ons sy genade gee. Jahwe, ons drie-eenheid, wat ons gebede verhoor en aan ons vrede gee, die vrede van Christus. Ek bring seënbede as 'n dankgebed. Dankie ons almagtige God vir die Heilige Gees as ons deelgenoot deur inspraak, deur krag, deur nabyheid. Dankie Vader vir ons Here Jesus, Yeshua Messias se genade in voorsiening, in beskerming en in leiding. Abba Vader, God almagtig, dankie vir U liefde aan ons in salwing, ontferming en seën. Vader, Abba Vader, ons Vader, God almagtig. Hierdie gemeente kom vandag en bring 'n besondere dankgebed vir ons herders in hierdie gemeente. Hulle wat gesê het, hier is ons Vader, stuur ons. Ons vra 'n dubbele maat van manna oor hulle lewens en hulle roeping, wat 'n groot verantwoordelikheid verg om ons in die gemeente as U kinders in geregtigheid te lei volgens die weë van en ons in die weë van God te onderrig. Here van die leerskare, ons kom sê ook baie dankie vir diegene wat deur U geseën word om te ondersteun en by te staan in hulp, soos wat dit ook dan nodig mag wees, om U huis tot 'n geestelike hoogte te bevorder. Vader, in die hoogste hemel kom ons vandag vir U vra. Die wens wat hierdie gemeente voor U aangesig, voor die troonkamer van genade, wat die Here van die leerskare kom uitspreek, is die volgende. Hierdie gemeente kom vandag en vra U om hierdie gemeente ryklik te seën tot U eer as 'n vesting in die Noordheuwel. Dat hierdie gemeente 'n besondere groot kudde tot eer van ons God mag bou. Dat daar van hierdie gemeente sal gesê word, hoe groot is ons God.
Jahwe, ons heilige drie-eenheid, Vader, Seun en Gees, hierdie gebed bring, hierdie gemeente bring hierdie gebed voor die aangesig vandag, voor die troonkamer, en ons dank in die naam van Here Jesus Christus van Nasaret, en ons bring hierdie gebed, ons dank U, ons lê dit by U voete neer, in die naam van ons Here Jesus. Amen.